Daar's hy, is baie lekker om by julle te wees vanoggend. Dit is so lekker om op 'n Saterdag aand te gaan slaap en te weet môre is kerk. Môre sien ons weer slag mekaar. So welkom, as dit jou eerste keer of jou tweede keer hier is, maak maar net soos almal maak en dan gaan jy fyn wees. Maak jouself tuis. As jy moet die badkamers gebruik, hulle is daar deur daai kant toe. Ons praat vanoggend bietjie oor ware lewe. Ware lewe. Wat is ware lewe? Wat beteken dit om regtig te leef? Jesus kom in Johannes 10 en dan deel hy 'n groot waarheid. Hy sê die dief het gekom om wat te doen. Wat is duiwel se plan vir jou lewe? Steel. Ja, hy het nie so baie planne nie, dis eenvoudig. Hy wil steel by jou. Hy wil vat wat nie syne is nie. Hy wil steel by jou. Dan wil hy kom slag. Hy wil kom doodmaak, hy wil kom vermoor. He wants to come and slay and kill and steal. And then he wants to destroy. En dis nie altyd fisiese goed nie. Sometimes he wants to destroy your faith. He wants to destroy your hope. Hy wil kom doodmaak wat God kom lewe maak het, maar dan kom Jesus. En die wonderlike ding, Jesus is die Here. Hy is God. There is no battle between God's power and the power of the enemy. Ons fight battles. Hallo? Ons fight battles. God fight nie. Dis nie 'n fight nie. As God opstaan, dan feature die duiwel nie. En daarom, omdat Jesus alle gesag het, is wat hy sê absoluut waar. En hy kom en hy sê, maar ek het gekom om vir julle 'n lewe te gee en 'n lewe in oorvloed. En moenie worry nie, ons gaan nie prosperity teaching gooi nie. En dis hoekom ek met jou wil praat oor wat is 'n lewe in oorvloed? What does it mean to live an abundant life? Sien, ons het verlede week gepraat oor die tuin van Eden. God maak die mens. En hoor wat sê Jeremia 31 vers 3. The Lord has appeared to me of old saying, yes, yes, I have loved you with an everlasting love. And because of my love for you, I have drawn you with loving kindness. Dis genoeg. Dis genoeg. Dat God sê, God wat almagtige sê, Paul, ek het jou met 'n ewige liefde lief gehad. Die mooi daarvan is, voordat ons oulik begin raak het, ons is almal so 'n bietjie oulik, so half en half. Voordat ons oulik geraak het, voordat ons hom lief gehad het, het hy jou met 'n ewige liefde lief gehad. En dit gee vir ons boldness om ten spyte van hoe ons partykeer is, nog steeds te sê, Papa God, Abba Vader, ek reik uit na U, want U is vir my lief, ten spyte van myself. Is dit die goeie nuusie? En God gaan en hy maak vir Adam en Eva, sit hulle in die tuin, en hy gee vir hulle everything they need to have a life in full. God gives them. And then creepy crawly comes in. Ek wil nou grappies maak, maar my vrou sê ek mag nie, want dit is Connie. So ek gaan dit maar stil hou. Maar dan kom die duiwel in en hy kom saai 'n saadjie van twyfel. Het God regtig? Hoeveel keer het jy dit al gedink in jou lewe? Is dit genuine so? Kan ek die Here regtig vertrou? Is dit regtig waar? Can I really trust God? It's the same old question. It's because when I don't know what God is busy with, that's when I learn to trust Him. Wanneer ek nie weet en verstaan waarmee God besig is, dis wanneer ek leer om hom te vertrou. So God se 2 bome in die tuin. Nou net soos julle het ek al gewonder, Here, kon daar nie maar net die boom van die lewe gewees het nie. Hoekom moes daar nou die boom van reg en verkeerd, die boom van goed en kwaad ook gewees het? Ja, ons bly naby in die tuin van Eden, maar nog steeds, ons moet nog steeds opstaan en vir die baasloop kyk op 'n maandag en al daai dinge doen. Hoekom was daar 2 bome? Want liefde is 'n keuse. As daar net die boom was van die lewe,
dan was daar nooit regte expression van liefde nie. Eendag wanneer ons op die nuwe aarde is of in die nuwe Jerusalem is, dan gaan dit maklik wees om God te dien. Dit gaan maklik wees om sy wil te doen. It's going to be easy to be obedient and to love God. But here on earth, it's not always easy. But it's the moments that's difficult that shows my worship, my liefde, my adoration. Dis wanneer ek staan, wanneer ek alles gedoen het en ek staan, dit is aanbidding. Dis wanneer ek hom eer. En wanneer ek hom liefhet, wanneer ek gehoorsaam is, wanneer dit moeilik is, dis my aanbidding. Dis hoe ek wys, Here, ek is nie net vir u lief oor alles wat u vir my doen nie. Ek is lief vir u, want u is God. Ek aanbid u. Ek doen wat reg is, al kyk niemand, al doen. Ek volg die Here, finish en klaar. Of het nou maklik gaan, en of het nou moeilik gaan, ek sal doen wat reg is. Amen. Dis my liefde vir hom. My liefde vir hom is om nee te sê vir daai versoeking wat kom. Weet julle ouens, om versoek te word is nie sonde nie. To be tempted is not sin. Jesus gets filled with the Holy Spirit. Then what does the Holy Spirit do? Give him a big church with nice lights and abundant life en alles gaan goed. Nee! Heilige Gees vat hom in die woestyn in. O, die Here is so ver van my af. Weet jy wat aangaan nie? Just relax and stand. Keep on praying. Keep on doing what's right. Hy vat hom in die woestyn in, en wat gebeur? Hy sê vir hom, hy wil sy identiteit aanval. Hy wil jou identiteit aanval. En hy sê, as jy die seun van God is, doen Jesus enige sonde. Praat die duiwel met hom. Doen hy sonde? Nee. Hou op sleg voel, wanneer jy versoek word. Dis 'n eer om versoek te word. As jy nie so belangrik was nie, sou die duiwel jou alleen gelos het. Dis wanneer ek begin saamstem met die versoeking, wat sonde begin. It's when I'm starting to agree in my thoughts, in my heart, before I do anything, before I say anything, that's where sin is birthed. When I start to agree with the tempter, and not with the truth. Dis wanneer sonde begin. So ouens, dis okay as daar versoeking is. Moet net nie saamstem met die versoeking nie. Moet net nie ingee nie. Moenie daaroor begin dink nie. Sê net, shut up, gaan weg. Draai jou oë weg. Delete. Hy ou boodskapie wat daai maat van jou vir jou gestuur het. Jy het nog nie gesondig nie. Delete daai ding. Moenie gaan top en gaan dink en gaan mediteer op daai versoeking nie. Hallo? So God sê daai twee bome daar, en die een boom is die boom van die lewe en die een boom is die boom van reg en verkeerd. En weet julle hoe baie keer eet ons van die flip en verkeerde boom? Ons gaan eet van daai boom van reg en verkeerd. Hy moes nou nie so vir my gegroet het vanoggend nie. Dis nie reg nie. So nou gaan ek hom ook nie meer groet nie. That's the tree of good and evil. I was supposed to get this promotion. So nou gaan ek ook nie meer hard werk nie, gaan nie meer ekstra insit nie. Is nie fair nie. Guess what tree you're eating from? You're not eating from the tree of life. There's a young man, his name is David. Sy eie pa. Ek sien alweer, ons gaan alweer heel op 'n ander pad die slides vanoggend. Sy eie pa. David sy eie pa, erken hom nie regtig as sy seun nie, want toe Samuel kom, is 'n nuwe koning, there's a new king. Imagine the honor for a dad. When the prophet, the voice of God, remember Samuel was the voice of God in Israel in that time. When God's voice, his messenger comes and he says, one of your sons is king. Wat gaan jy doen? Boetie, julle moet gou 'n vlug boek kom terug. Maak nie saak waar hulle is, die ouens kom. Een van julle, ons gaan nie meer belasting betaal nie. Nou tax.
Wat gaan doen Jethro? Hy nooi nie eers sy jongste laaitjie nie. Wat is die kans? Wat is die kans Dawid is die koning? Nee man, los hom daar by die skape, laat hy aangaan. Dawid het 'n ander perspektief. David sees things different. He says, this is my dad's sheep. I will protect them with my life. And if the lion comes to steal one, I will face the lion. And if a bear comes, David was 'n boer, ek sê vir jou. Wanneer 'n beer kom, I'm going to get that sheep from its mouth. I don't care if I die in the process. I've been assigned a mission and I'm going to fulfill it. Because I know my God. His hand is on my life. Ek hoef nie myself te promote nie, ek hoef dit nie te push nie. As dit die Here is, sal die Here dit doen. Wat gaan ek doen? I'm faithful. En dan kom hulle een en een verby. Een het 'n blink kar en die een het 'n mooi huis en die ander een het 'n lekker besigheid en al daai goed is mooi, is reg. Wonder prys die Here man. Ek kry 'n lekker bakkie, ek like dit. Maar dan kom Samuel en sê nee, nie hierdie ouens wat almal dink is belangrik nie. Want ek kykie soos julle kykie. Ek kyk na die hart, I look at the heart. Is dit al jou seuns? Sê nee, wag. Daar's nog een daar buite vuil, hy stink, hy was vir 2 weke in die veld. Vol mis en al daai dinge. Ek het nie hom genooi nie. Kan hom seker nie hy wees nie. Ek sê vir jou wat belangrik is vir God is jou hart. What's going on in your heart? Are you eating from fair and not fair, from right and wrong, and they did this and nou moet ek dit, or do you trust God that His hand is on your life and that you can do what is kind and what is good in spite of what is done to you? So die voorbeeld van Jesus, terwyl hulle besig is om hom aan 'n kruis vas te slaan, te spoeg, kaal, nie soos in die movies nie, aan 'n kruis vas te maak, is hy net ge-worry oor almal behalwe homself. Johannes, daar's jou ma. Ma, daar's jou seun. Here, vergewe hulle. That's an abundant life. A life that's outward focused. A life that's upward focused. Dit gaan oor wat hy wil hê. En ek doen alles wat ek moet doen, so goed soos wat ek kan. So faithful soos wat ek kan. Maar ek eet nie van hierdie boom nie. Jesus het die reg gehad om net daar te sê, no ways. Wanneer die soldate kom om hom te kom vang, toe vra hulle waar is hy, toe sê, ek is Jesus. Die krag van daai woord, hulle kon dit nie handle nie. Hulle het sommer neergeslaan. En God het vir hulle gewys, julle is nie hier om iemand te arresteer nie. Hy is hier besig om homself oor te gee. Dis 'n lewe in oorvloed. Nie die nonsens wat hulle vir jou op YouTube vertel nie. A life that's not lived for my own gain all the time. Everything is all about me. That's a selfish life. That's not us. Is nie waantoe die Here vir jou en vir my geroep het nie. Hy het ons geroep om soos Jesus te wees. Om te kan kies van die boom van die lewe, om te vertrou, God se hand is op my lewe. Doen jy net wat die Here wil hê jy moet doen. Amen. Alright. Wat gaan hulle toe? Hulle gaan kies. Nee. Ons wil self, hoor, die duiwel is am slinks. Ons wil doen wat God wil doen, maar ons wil dit op ons manier doen. We want to be like God
our way. Nee man, God het nie, julle sal nie doodgaan nie. He told you, don't eat from the tree. Why? Because you will become like him. Onthou die Here het klaar vir hulle gesê, as jy van daai boom eet, sal jy sterf. Wat gaan doen hulle toe? Hulle gaan eet van die boom. En Adam, en prys die Here, ons manne is nie so nie. Ons los nie ons vrouens om moeilikheid te kry en alleen te wees en alleen te beklei met die duiwel nie. Ons manne, ons is daar. Ons bid vir ons vrouens. Met al ons foute en dinge is ons daar, né? En Adam gaan en hy eet saam met sy vrou. Ja. Hy het 'n job gekry. God het vir hom gesê, wat is jou werk? Jou werk is om seker te maak die slang kom nie in die tuin nie. Bewerk en bewaak. In elk geval, wat gebeur? Het hulle mors dood neergeslaan? Nee. Maar onmiddellik, toe hulle van daai vrug eet, en dit was nie 'n appel nie. Ons weet nie wat dit was nie. Toe hulle van daai vrug eet, dit het nie gegaan oor om iets te eet nie, dit het gegaan oor die ongehoorsaamheid, om te kies, om hulle geloof te sit in die leuen en nie in God nie. Dit het gegaan oor, God het hulle met sy gees gelei, en hulle het uit daai plek uit van om gelei te word deur sy gees, gegaan na, I will decide what's right and wrong. It wasn't God telling me what is right and wrong. I will decide what is right and wrong. Hulle het 'n geesverhouding verruil vir 'n sielverhouding. Hulle oë het oopgegaan, toe raak hulle blind. Daai dood praat van skeiding. Net soos wat 'n vis nie buite die water kan lewe nie. Net so kan ons nie sonder God lewe nie. Jy kan bestaan, you can exist here, you can do well here, it seems, but you cannot live without Jesus Christ. There's no life outside of Jesus Christ. There's no true peace outside of Jesus Christ. Because God didn't make a human being to live without him. He made us to live in his presence. Die Here is nader aan jou as wat jy aan jouself is. Because he lives in you. If you believe in Jesus, he comes and he lives in you. So wat gebeur? Hoekom wou God nie gehad het hulle moet sonde doen nie? Want sonde vernietig jou. Hoekom wil God hê jy moet ek en jy sonde doen nie? Want sonde vernietig ons. Kyk wat staan in Romeine 6 vers 23. For the wages of sin, the payment you get, the reward you get for sinning is death. And death means separation from God. Maar ek het dan nou al gesondig, maar hier is ek. Yeah, you don't die all at once. Sometimes we die a slow spiritual death. Sin. Okay, I sin. I'm sorry, God, but I'm feeling okay. And then I sin again. I'm feeling bad. I'm sorry, God, and I sin again. And it's like, I sin, but I'm okay. Eet van die boom, man, julle sal alright wees. And then before you know it, you can't stop sinning anymore. And then Jesus can still come and rescue you from the mess. Because he rescued me from my mess. En as die Here my kan rescue, kan hy jou rescue. Amen. Hoor hierso wat sê die Bybel. Romeine 3 vers 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Almal het gesondig. Almal, daar is niemand wat nie gesondig het nie. Wie van julle het al iets gesteel? Janie, is dit jou hand? Janie gaap net. Wie van julle kom nou? Moenie sondig nie. Wie van julle het al iets gesteel? Kom. Ek het al 'n paar maal iets gesteel. Kom nou. Dan sê jammer, Here, vergewe my. Dit was am lank laas, maar ja. Wie van julle het al gejok? Kom, moenie nou jok, steek op jou hand.
The good news is that we are not good enough. And that's why we got someone as a gift who is good enough. So that if we believe in him, he can make us good enough. Amen. Dis die goeie nuus. Hoor hierso wat gebeur wanneer ek Sondag, Jesaja 59 sê, but your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. You can't keep on sinning and sinning and sinning and think that God is going to keep on hearing and hearing and hearing. God wil hê ons moet heilig wees. Ons is almal in 'n proses, ouens. Just because there is grace, we can't keep on sinning. It takes away the life that Christ wants us to live. Hallo? So, wat is sonde? As ons nou nie mag sondig nie, kom, wat is sonde? Wat is sonde? Sonde, die Griekse woordjie daarvoor, en nou moet ek hom lees, hierdie Grieks is moeilik hoor. Dis hamartano. Dis waarvan af dit kom, hamartano. En wat dit beteken is, dit beteken as jy teiken skiet, daar so 'n bordjie op met 'n teiken. Hamartano beteken wanneer die ouens geskiet het en hy mik vir die boel en hy mis hom, is dit hamartano. Dis wat dit beteken. Dit beteken ek mis die bullseye. Dis waarvan af die woord sonde kom. So wat beteken sonde? Sonde beteken om God se wil te mis. I miss God's intent. It's much more than just, ouens, daar's goeie nuus, okay? Moenie worry nie, bly net tot ek by die goeie nuus kom. Sonde beteken ek mis wat die Here wou gehad het. Man, I should have prayed for this person. That's also sin. Not doing it. Jakobus sê, as iemand dan weet hoe om goed te doen en hy doen dit nie, is sonde. Maar as goeie nuus, okay, wat is sonde nog? To miss what God intended, and also to settle for less than God's desire. To settle for less than what was his intent. Hoeveel mense lewe nie in oorvloed nie, want hulle het gesettle. Ja, wat ek sal maar altyd sukkel met hierdie ding. Jy moet my nou maar vat soos wat ek is. Mag die Here help dat ons nooit bly soos ons is nie. Dis sonde om te bly soos jy is. Hallo. So ons kan sê sonde is om God te mis. Dit is sonde. Die Bybel praat van sonde. Dan praat die Bybel van ongeregtigheid. Iniquity. Wat is iniquity? Iniquity is die boosheid wat in ons harte is. Dis ons vlees. Dis ons slegte mens wees, die ou mens, die ou ger, die ou knor. Dit is daai iniquity, dis die evil gedagtes van ek dink uit hoe om boos te wees. Ek dink hoe om boos te doen. En dan praat die Bybel van oortredinge, transgression. Wat is transgression? It means breaking the law of God. Knowing what God wants and doing the opposite. Om sy wet te breek. En nou is die goeie nuus dat die wet van Heilige Gees het ons vrygemaak van die wet van die sonde en dood. But there's still a law. Just because I believe in Jesus doesn't mean I can now go and do what I want to do. Because I'm still under a law. It's not the law of Moses, it's not the law of sin and death, it's the law of obedience to the Holy Spirit. Because when I obey Holy Spirit, I will not sin.
In Exodus 34 kom God en hy sê wie hy is. Exodus 34 verse 6 and 7. God reveals himself. God shows us who he is. And the Lord passed before Moses and he proclaimed, the Lord, the Lord. In ander woorde, God is God. Daar is geen ander God behalwe die God, die Vader van ons Here Jesus Christus nie. Daar is nie 'n ander God nie. Hy alleen is God. En daar is net een pad na hom toe en dis deur Jesus Christus, want hy is al een anders as ons wat nooit gesondig het nie. I am the Lord God. En nou kom God en hy sê, dis wie God regtig is. Merciful. Gracious. Long suffering. Dit beteken geduldig. Abounding in goodness and truth. Keeping mercy for thousands. Forgiving iniquity, die boosheid. And transgression, die oortredinge. And sin. Alles. Forgiving iniquity, transgression and sin, but by no means clearing the guilty. En ons almal is guilty. Ons almal is skuldig. Visiting the iniquity on the fathers upon the children and the children's children to the third and the fourth generation. Ons gaan op 'n ander dag oor dit praat. Maar dan staan daar, dis die goeie nuus en dis hoekom Jesus gekom het. Want jy sien, omdat God regverdig is, omdat hy 'n koninkryk het, 'n koninkryk wat nie net kan maak soos wat hulle wil nie, in 'n koninkryk is daar nog steeds reëls. En God het gesê, ek is genadig en ek is liefdevol en barmhartig, maar ek gaan nie sonde ongestraf laat bly nie. So iemand moes kom om die straf van die sonde te ontvang, sodat ons dit nie hoef te ontvang en vir ewig weg te wees nie. En Adam was 'n mens. God het die mens gemaak, Adam, hy was 'n mens, maar hy was lewendig gebore, sy gees was nie geskei nie, daar was nog nie sonde voordat Adam gebore. Die Bybel sê, deur Adam het sonde in die wêreld gekom. By the way, die Bybel sê deur Adam en nie deur Eva nie. Deur Adam het sonde in die wêreld gekom. Okay? So daar was nie so, Adam se gees was lewendig. Hy was perfek een met God en Eva. En hulle het saam met hom geloop in die aand. Totdat hulle gesondig het. En daar het 'n skeiding gekom tussen Adam en Eva en God. En wat gebeur? Jy sien, dis die nagevolge van ons sonde, dis 'n geestelike wet, dis 'n beginsel. So, Adam was 'n mens. Adam was sonder sonde gemaak. En Adam het gesondig. En dit het sonde in die wêreld ingebring. En om dit teen te werk, dit wat Adam vernietig het God iemand gesoek. En daai iemand moet ook volkome mens wees. En daai iemand moet ook lewendig gebore wees. Een met God. En daai iemand moet geen sonde doen nie. En dit is hoekom hy sy seun gestuur het, Jesus Christus. Because he was born from a virgin. He wasn't born from Joseph. And so he was born the way that Adam was born. And he lived with a spirit that's alive, that's connected to God, without sin. And because he never sinned, God could legally raise him from the dead. Want hy nooit gesondig het, kon God hom wettig uit die dood uit opwek. En Jesaja sê dit so mooi, hy sê, 53 vers 5, but he, that's Jesus, he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. And the punishment that brought us peace was upon him. And by his wounds we are healed. That's why we need Jesus. Hy is die substitute wat in ons plek, die straf wat ons verdien het, op hom geneem het. Hy het sonde vir ons geword, dat ons kan word die geregtigheid van God, kinders van God, vrygespreek, vergewe. Jy kan sit vanoggend, sonder spot en rinkel. As ons glo in Jesus Christus. If
we believe in Jesus Christ. Listen to this. Ja, is goeie nuus daar nie man, dis goeie nuus. Hy sê in Romans 5, hy sê maybe for a good guy someone will die, but God demonstrates his own love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us. That's love. Is die Here lief vir my? Ja. Hy het dit klaar gewys. Hy is nie soos 'n ou wat sê, ja, ek sal vir jou sterf. Hy het klaar vir jou gesterf. En opgestaan. Amen. Hy sê, since we've been justified by his blood. What does that mean? Jy sien sy bloed, iemand moes sterf. En die Bybel sê dat die lewe is in die bloed. So iemand moes sterf, dat ons nie meer in ons sonde hoef te sterf nie. Dis wat God hulle geleer het met al die offers, wat hulle die skape en die beeste en die bokke en die voëls en alles moes doodmaak, dat hulle kon leer as ek sondig sterf, sonde sterf. En Jesus het vir ons sonde geword en hy is die perfekte lam wat een keer gesterf het. En vir almal wat in hom glo vergifnis gee. Dan staan daar, since now we have been justified by his blood, just as if I didn't. That's justified. Just as if I didn't. Hy sê, since I've been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's punishment or God's wrath through him? Ag, ek het net een hand, wil jy nie die ding vir my oopdraai nie, asseblief? Dankie. Hoor wat sê vers 10, for if, while we were God's enemies, we were reconciled to him, dankie, through the death of his son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? Hy sê, as ons dan nou vrygemaak is deur die sterwe van Jesus, hoeveel te meer sal ons kan lewe deur hom wat lewe? Die ewige lewe is nou, is nie net een dagie, is nou, dis om nou God te ken, dis om nou saam met hom te stap, dis om nou intiem te wees en 'n belewenis te hê met God die Vader, dis die ewige lewe. Dis nou, en hy sê, as ek dan my seun gestuur het om vir julle te sterf, hoeveel meer sal ek my Heilige Gees vir julle gee, dat julle kan leef? Amen. Oor die ding, wat moet ek dan nou doen? Want ek sit Gert, hier is ou, jy ken my nie, wel julle ken my ook hier. As ek vir my vrou moet gee, laat sy al my swakpunte en my sondes bely, wat ek nooit sal doen nie, en sy ook nooit sal doen nie, maar as ek dit moet doen, dan gaan ons nie huis toe gaan vandag hier. Want ek staan nie hier, die donkie met die mic, oor my nie, ek staan hier oor hom. Amen. En dis nie deur ons nie, dis nie deur krag en geweld nie, dis deur sy Heilige Gees, dis deur wat hy vir ons gedoen het. So, hulle vra, wat moet ons doen? Handelinge 16 vers 30 sê, and he brought them out and asked, sirs, what must we do to be saved? Because we look at our lives and we see we have sin, and we see we fall short, and we see we are not good enough. What must we do? And they told them, and they said, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Wat is wedergeboorte? Dit is amper klaar. Wat is wedergeboorte? Wat beteken dit om oorgeboorte te word? To be born again. Number 1, dis om te glo en te bely dat Jesus Christus die Here is. Waar glo ek? Met alles wat ek het. Ek kies om te glo. Is amper snaaks, ek glo dat ek kan glo. Ek glo, ek kies dat Jesus Christus die Here is. En ek bely. Wat beteken dit om te bely? It means to verbally agree. To verbally agree. Om met my mond te sê wat in my hart aangaan. Dis wat bely, en ek kan 2 soorte goed bely. Ek kan sonde bely, en ons sal volgende week kyk of ek dit, of ek kan bely, Jesus Christus is die Here. So wat is wedergeboorte? Wedergeboorte beteken ek moet glo en bely. Wat beteken glo? Ek vertrou, ek trust. Ek vertrou hom. Wat beteken wedergeboorte nog? En hier's een wat baie ouens mis. Wedergeboorte beteken ek gee oor.
It's transactional. There's something that happens. I am not the boss anymore. Right and wrong. Het gaan nie meer oor wat ek wil doen nie, my preferences en hoe ek dit wil hê en hoe hard ek wil hê die musiek moet wees en hoe ek wil hê die een moet lyk en daai een moet ryk nie. Het gaan nie meer in hierdie familie wat nou al hier is van 1653 af, doen ons dit so. My pa was so, ek is so, my kind sal ook so wees. There's a transaction that happens. I give away all that I am to receive all who He is. En dit verander alles. Van nou maak ek nie meer die besluite uit myself en uit reg en verkeerd nie. As jy hierdie nagmaal drink, dan is dit 'n teken waar ek sê, Here, ons is in 'n verbond met mekaar, waar U wil geskied in my lewe. Nie meer wat ek wil nie. Jesus het dit so mooi gebid, not my will, but yours be done. En hoe meer ek saam met hom stap, hoe meer raak ek soos hy, en raak my wil, soos wat sy wil is. Hello, the longer I journey with Him, I don't have to pray for hours and hours to find out. I know what the will of God is in so many areas. Sometimes I still need to pray and fight and don't know, I'm not sure. Maar ek weet hoe God dink na 'n tyd. Ek weet wat hy verwag. Ek weet hoe om saam met hom te stap. Sien, daar's 'n transaksie van oorgee. Ek moet alles oorgee. En dis baie keer 'n proses wat dalk 'n paar jaar vat. En dis oukei, as dit 'n paar jaar vat. Ons moet net besig wees met daai proses. Maar daar's verseker 'n plek in my lewe, want Jesus is nie net my redder nie. Hy moet ook my Here wees. Van alles in my lewe. Hoekom hou ek baie keer nog vas aan ou sonde goed? Want ek dink nog, dis beter as wat hy het vir my. Ouens, hoor hierdie ding. Hier's die waarheid. I think it's better to do it my way. Dis die theme song in die hel, by the way. I did it my way. Ek terg, is die... Okay. Ek gee oor. Ouens, dis veilig om oor te gee. Jy kan oorgee. Hy wil nie vir jou slegter hê nie. Hy gaan nie altyd vir jou maklik gee nie, maar hy gaan altyd vir jou goed gee. Hy gaan nie altyd vir jou gee wat jy wil hê nie, maar hy gaan altyd vir jou gee wat die beste is vir jou. Dis maklik. Nie altyd maklik, jy is soms moeilik, maar is veilig. Is veilig om oor te gee. Jy kan die Here vertrou. Amen. Wat is wedergeboorte nog? Wedergeboorte is wanneer God se gees binne in my kom woon en my gees wat geskei het van hom deur sonde weer een maak met sy gees. Jesus kom bly nie in my hartjie nie. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Heilige Gees, God se Gees, kom woon binne in my liggaam, binne in hierdie vleisboksie wat ek gekry het. Wanneer ek glo in Jesus Christus en ek sê, Here, hier's my lewe, ek glo in U, kom woon in my. Heilige Gees, kom woon in my gees. Dit wat ek kan nie sien waar my gees is nie. Maar volgens die skrif, kom woon sy gees binne in my en ek raak een met hom. Ek wil 'n paar skrifte lees, dan is ons klaar. Romeine 10 vers 9 sê, if you confess with your mouth the Lord, weer daai ding, hy moet die Here wees, the Lord Jesus, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
For with the heart we believe unto righteousness. Ons saak is reg met God wanneer ek glo in my hart. And with the mouth confession is made unto salvation. Dis die vervulling van 'n skrif, lewe en dood is in die mag van die tong en hy wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. Sien, dit wat by my mond uitgaan, ouens, is so belangrik, dit kan my red. My geloof vat my hemel toe. My mond red my uit die goeders wat aangaan. Hallo? Johannes 1 vers 12 sê, as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. En dan hierdie ding wat sê, wedergeboorte is om weer een met God te raak. 1 Korintiërs 6 vers 17. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. So ek vir hom bid en ek sê, Here, kom leef, ek kan nie. Ek het al hier in my lewe het ek al so 1 dag sonder sonde gemaak. Die eerste keer, ouens, Pieter, hoor hierdie ding. Die eerste dag in my lewe wat ek nie sonde gedoen het nie, was toe ek die hele dag lê en slaap het. Maar daar was dan so 1 of 2 na dit. Ek eindig af met hierdie ding. Wat is wedergeboorte? Dis om te besef, ek is nie goed genoeg nie. Ek kan nie myself red nie. Maar ek glo in die een wat gekom het om my te red. Met my hele hart, ek trust hom. Dis om oor te gee. Sê, Here, ek wil nie meer my lewe soos wat ek my lewe geleef het nie. Wees U my Here, leer my, lei my, wys vir my hoe om te leef soos wat U dit eintlik bedoel het. Want jy sal nooit in so 'n goeie plek wees soos wanneer jy is waar jy leef, soos wat die Here wil hê jy moet leef nie. En dis nie 'n fantasy en 'n droom van jou job nie, dis 'n verhouding met hom. Dis okay as jou werkie lekker is nie. Dis alright. Jou werk het God nie daar gemaak dat jy moet lekker voel daaroor nie. Hy is die een wat vir jou vervulling gee. Dis wanneer jy hom gehoorsaam en saam met hom lewe, dis wat vervulling bring. En dan wanneer jou werk lekker is en as dele van jou werk wat mooi is, dan prys die Here. Dis 'n added bonus, man. Hy is die een wat vervulling bring. Is om oor te gee en te sê, Here, ek maak 'n keuse. Ek gaan nie meer die shots in my lewe roep nie. Want Here, ek weet nie wat's die beste nie. I don't know what's best for me. Vat 'n bietjie nederigheid van ons om te sê, I don't know what's best for me, but I believe and I trust that you know what is best for me. So show me. En dan is dit om een te word met hom, vir sy gees, om met jou gees een te word. So ek wil jou vra, voor ons vanoggend nagmaal gebruik. Is jy wedergebore? Ken jy hom as jou verlosser en as jou Here? Kom ons bid saam. As jy vanoggend hier is en jy word oortuig deur Heilige Gees, daar's 'n gedagte in jou wat sê ek moet regmaak met God. Vir party van ons vanoggend is dit dalk net om te sê, Here, ek besef ek is maar eintlik in beheer van my lewe. I'm actually in charge. I'm calling the shots. I'm actually just doing what I want to do. En jy wil vanoggend kom en jy sê, Here, ek wil verander met dit. Dan vat nou die oomblik. Daar waar jy sit. En sê, Here, ek wil ruil. Ek wil 'n ruiltransaksie maak. Ek is moeg, Here. Ek wil nie meer met krag en geweld alles probeer by mekaar hou en doen nie. Ek kom gee oor. Maar Here, ek is ook bereid om gehoorsaam te wees. As dit jy is vanoggend, sê dit vir hom. Daar in jou hart.
As jy miskien vanoggend die Here mis, want jy hardloop 300 km/h van die een kant van jou lewe af na die ander kant van jou lewe, en as jy weer sien, is dit weer Sondag, en as jy weer sien, is dit weer Sondag, en jy is so besig, dat daar nie tyd is vir die Here in jou lewe nie, dan sê dit vanoggend vir hom. En sê vir hom, Here, help my. Help my. Ek wil nie so lewe nie. Help my, Here, hoe moet ek lewe, dat ek saam met U kan lewe? As jy vanoggend hier is, en jy kom al vir jare kerk toe, of dalk is dit jou eerste keer in jou lewe in 'n kerk, en jy het nog nooit jou saak met God reggemaak nie. Jy het nog nooit jou geloof in Jesus gesit nie. Dan sit jou oggend vir oggend, om te sê, Here, kom vat my, soos wat ek is. Dan is dit jou kans vir oggend, om te sê, Here, hier is ek. Kom was my skoon. Kom vergewe my. Ek glo in Jesus. Ek wil ook U kind wees. Kom woon in my. En as jy vanoggend sit voordat ons hierdie wonderlike nuus, hierdie belofte wat hy geseël het met sy eie bloed, dat as ons in hom glo, dat ons vergewe word, ons kan die ewige lewe hê, as jy dit glo met jou hart. Maar daar's goeders in jou lewe wat nie reg is nie. Dan noem hulle vanoggend op die naam voor die Here. Gee hulle vir God. Hy maak 'n belofte, hy sê, as ons sonde bely, hy's getrou, hy's regverdig, hy doen twee goed, hy vergewe ons, en hy verander ons, hy reinig ons van die boosheid in ons hart. Jy kan vanoggend hier uitloop, vry, vergewe, skoon. Nog gebroke in areas van ons lewens, maar vry, vergewe en skoon.